meer in die graf was nie. En wat interessant is, dit volg net nadat volgens die ander evangelies, eerste was by die graf was wie? Maria Magdalena, of Maria van Magdala, want dit is waar sy vandaan gekom het. Sy was heel eerste by die graf, volgens Johannes, en sy het iets waargeneem wat haar eintlik geskok oorblif het. As ons kyk in Matteus, kan sy dit nie glo nie. Sy hardloop terug na die ander disippels toe, wat waarskynlik in die stadium in 'n toegesluite kamer was, want hulle was bang vir die Jode gewees. En so pas nadat Jesus, nie lank nadat hy gesterf het nie, kom vertel sy aan hierdie disippels, hierdie bang disippels wat daar wegkruip, dat die graf leeg is. Ek dink, dit was 'n redelike skok. Ek meen, dit is 'n groot skok om te kyk, en ek en Lydia het na The Passion weer gekyk op the Christ, wat die hele verhaal vertel van Jesus, hoe hy gevangene geneem is in die tuin, hoe hy gemartel is, hoe hy op die ouend gekruisig is. Dis 'n geweldige skok, trauma wat hulle beleef het. Want dan nog erger, gaan Maria Magdalena, sy wil Jesus eintlik salf en reed maak, om permanent weggeneem te word, en soos in Engels sê, lo and behold, die graf is leeg. Wat kan nou nog erger as dit wees? Hy is nie net gekruisig nie, maar hy is nie in die graf nie. So, ongeloof, wat gebeur in Johannes, wat Marieke gelees het, hulle hardloop na die graf toe. Maar ek kan net hê, voordat ons verder gaan kyk na Johannes 20, na Johannes 11 kyk, en nie na die hele Johannes 11 nie, want dit praat van Jesus, waar Jesus vir Lazarus uit die doodheid opwek, om lig te gooi oor Jesus se opstanding. In Johannes 11 vers 17, want dit is binne die middelste gedeelte van Johannes 11, en hoekom dit belangrik is, want hier lê Jesus klem op wat hy gekom het en laat doen het, en hoekom hy die mag het, nie net vir homself nie, maar ook uit verander lewe uit die dood te bring. En hy sê, toe Jesus daar aankom, en die berig is na Jesus toe uitgestuur, dat Lazarus siek is, en dan tel hy 'n redelike lang tyd, in steede van 3 dae, gaan hy na 4 dae op na Jerusalem, en toe hy daar aankom, vers 17, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. So hy was waarskynlik langer as 4 dae dood, want hy was 4 dae in die graf. Iemand eers dood word, eers die roubeklaars gebring, en almal ween om die graf, by sy dood, en dan word hy in die graf ingeneem. Nou, Betanië was naby Jerusalem, dit sê, praat van so 2,8 km van Jerusalem af, omtrent 15 stadiooi. En baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Ek dink Maria was toe oorbluf van skok. Martha sê toe vir Jesus, halwe verwyk, Here, as U hier was en my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat U ook, wat U ook al van God vra, God dit vir U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding van die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, en hier is die klem in die tema van die preek, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ingeslote sy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Sê Jesus vir Martha, glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. So, sy sê nie eintlik, ja, ek glo dat U my broer kan lewendig maak nie, sy sê nee, ek glo U is die Christus. So wat die Vader ook al van die vraag sal hy dit doen. In die res van die verhaal sal ons net gaan kyk, want inderdaad wek Jesus vir Lazarus uit die dood op. Dieselfde weer ongeloof van Martha en later van Maria ook, want Maria sê ook later,
Here, as u hier was om my, in vers 32, as u net hier was om my broer nie gesterf het nie, want hy was dan siek, dan sou hy gesond gemaak het, dan sou hy nie dood gegaan het nie. So, ook Martha en Maria, en ons ken die verhaal, want Martha en Maria is sissies, ons weet, Martha is die vrou wat hou van om te werk, wat vir Jesus sê, want hulle was huisvriende, Jesus persoonlike huisvriende gehad in Betanië, naby Jerusalem, waar hy waarskynlik ook in die week voor sy dood thuis gegaan het. Jesus was lief vir Lazarus, want hy is 'n persoonlike vriend, hy was lief vir Martha en Maria. Martha en Maria, twee verskillende dames, want Maria was die een wat aan Jesus se voete gesit en luister het na hom en sy lippe gehang het. Martha is die een wat al die skottelgoed gewas het en kos gereed gemaak het, en sy was kwaad vir haar suster Maria. Hoe durf jy sit? Jesus sê tog vas en opstaan en help, dat sy ook kan help in die huiswerk. Is dit nie reg vir u dat sy nie daar sit by die voete nie? En Jesus het wat vir Martha gesê, jou sussie Maria het die beste gekies om aan my voete te sit. Want Jesus weet sy tyd is kort. Nou is albei die susters geweldig hewig ontstel, want Lazarus is dood. En Lazarus was definitief nie oud gewees nie. Maar niemand van hulle, nie die disippels nie, want ons vind in Johannes 20 wat Marieke vir ons gelees het, dat ongelowig, daardie tyd was vrouens nie sommer meer geglo as hulle iets sê nie, en dis snags dat nie een van die 12 disippels of 11 disippels op daardie stadium gaan kyk of Jesus nog aan sy graf is nie. Dit vat 'n vrou, Maria Magdalena, dis nie die Maria en Martha nie, Maria Magdalena, uit wie die duiwels gedryf is, gaan na die graf toe. En dan sien sy die graf is leeg. En wat doen sy? Sy hardloop terug om vir die disippels te gaan sê, die graf is leeg. Glo haar? Definitief nie. Want, kyk in Johannes 20, sy hardloop toe gaan sê vir Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, hulle het die Here uit die graf weggevat, die eerste afleiding. Sy liggaam is gesteel. Iemand het sy liggaam gesteel en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Miskien het hulle hom in 'n verkeerde graf gaan neerlê. En dan vers 3, Petrus en die ander disipel het toe vertrek en na die graf toe gegaan. En die twee het saam gehardloop. En natuurlik as jy hier aflei, is Johannes die beter atleet, want hy was voor, hy verby Petrus gehardloop om te gaan kyk of dit regtig so was. En toe hy vooroor bid, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. So hy het net buitekant gestaan en ingekyk na die graf. En toe Petrus daar aankom, Petrus het die moed om binne te gaan en die linnedoeke sien lê daar. Wat op die kop en die kop het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. So en Johannes, die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het binne gaan en hy het gesien en geglo. Sien en glo. Wat is die parallel hier? Martha, Maria, sien en glo. Want jy weet, baie mense luister gewoonlik, het gewoonlik geluister na Jesus toe op aarde was, maar dit nie, wat hulle sê in Engels het, they didn't hear him out. Hulle het nie na sy volle rede en sy volle woorde geluister nie. Net soos vandag, hulle vat verse, dan gebruik hulle 'n gedeeltjie van die vers en die res gooi hulle weg. Kyk vir my saam na Matteus 16 vers 21. Ons bly net in die Nuwe Testament vanoggend. Matteus 16. Hoekom het hulle nie geglo nie? Hoekom glo Martha en Maria? Hoekom glo Petrus en Johannes eers wanneer hulle sien? Het Jesus nie al lankal gesê en geprofeteer? Kyk na vers 21 van Matteus 16. Hy sê van toe af het Jesus, na Petrus se belydenis dat Jesus die seun van God is, begin Jesus om die disippels vir hulle duidelik te maak dat hy na Jerusalem moet gaan. Kyk, hulle wou nie gehad het hy moes Jerusalem toe gaan nie, want hulle het geweet hulle wil hom doodmaak. So Matteus 16 sê, van toe af nadat Petrus hierdie hemelse belydenis deur die Heilige Gees gemaak het, dat Jesus inderdaad die
Christus is, begin Jesus hulle eintlik gereed te maak, dat hy moet Jerusalem toe gaan, en baie moet ly deur die familiehoofde, leiers, priesters, skrifkenners, en dat hy doodgemaak moet word, maar sien die einde van die vers, en op die 3de dag opgewek moet word. So het Jesus geprofeteer dat hy gaan opstaan? Ja, hulle het dit net nie mooi gehoor nie. Want niemand glo dit nie. En as jy kyk bietjie verder na Markus 8 vers 31 word dit herhaal deur al die evangelies word dieselfde herhaal. Jesus sê vir hulle. Petrus het dit gehoor, Matteus het dit gehoor. En dit sê, Jesus het begin te leer dat die Seun van die mens baie moet ly deur die familiehoofde, leiers, priesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word. En na 3 dae moet opstaan. So, Matteus hoor dit, Markus deur Petrus het dit gehoor, Lukas het dit gehoor, die ander het dit ook so neergeskryf. Lukas 9 vers 20 sê presies, Lukas 9 vers 22 sê presies dieselfde. Jesus het geprofeteer, hulle het net nie reg gehoor of verstaan nie, dat hy moet ly, hy moet sterf, veroordeel word en sterf, maar dat hy op die 3de dag opgewek word. Sien die einde van Lukas 9 vers 22, want het hy gesê, die Seun van die mens moet baie ly, baie erg ly, deur die familiehoofde, leiers, priesters, skrifkenners, verwerp en doodgemaak word, en op die 3de dag opgewek word. Nou wat verstaan die mense nie reg nie? Dit is baie interessant dat Jesus sê dit onomwonde, ja, hy moet sterf, maar moet opstaan. Dit is nie asof hy kan opstaan of hy wil opstaan. Hy moet opstaan, want ons weet, hy sê in die gedeelte wat hy sê, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir die skape. Hy sê, niemand neem my lewe van my af weg nie, ek lê my lewe af op my eie en ek leen my lewe weer op. Ook daar het hy vir hulle duidelik gesê, ek lê vrywillig my lewe af, maar ek neem ook vrywillig my lewe weer op, want hierdie opdrag het die Vader vir my gegee dat ek moet opstaan. Psalm 34:20, want ek dink Marieke het ook al ken dit goed, wat sê dit? Dit sê, die regverdige ervaar baie teëspoed. Dis 'n waarheid. Jesus sê in hierdie wêreld sal julle teëspoed hê. Maar hy eindig nie daar nie, hy sê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die regverdige, sê Psalm 34:20, die regverdige ervaar baie teëspoed, sê Dawid, in die konteks waar hy homself kranksinnig hou voor 'n koning, sodat die koning hom nie doodmaak van die Filistyne nie. Maar wat sê die res van die vers? Van baie lees nie, ja, die regverdige ly ervaar baie teëspoed. Die res van die vers sê, maar uit die almal, altyd teëspoed, red die Here hom. Jesus ly teëspoed. Dit is betrekking, Psalms praat van Jesus. Die regverdige, Jesus alleen is die regverdige. En ons kan sê, ja, swaar, jy weet, die lewe is maar swaar, en dis nie lekker om te lewe, en alles gaan altyd verkeerd, anders is Toyota, alles loop reg, altyd reg, die lewe is anderster, alles loop baie keer verkeerd, aanhoudend, en wat kan ons doen? Die res van die vers sê, ja, gaan alles die regverdige tref, die Here red hom uit al daardie teëspoed uit. Net soos hy Jesus van sy teëspoed gered het, dat hy gekruisig is, het iets goeds daai gekom, want hy het daardeur baie mense regverdig gemaak. Die Here red hom uit. Die Here red Christus uit, die dood uit. Hy wek hom op deur sy Heilige Gees. Hy laat hom opstaan uit die dood. Die wonderwerk van alle wonderwerke, want baie mense, inclusief my broer wat baie slimmer as ek is, al vir my gesê, die grootste wonderwerk in die Bybel is die skepping. Nie korrek nie. Die grootste wonderwerk van God wat hy ooit kan doen is deur uit dood lewe te bring. Want dis wat hy te gedoen het in die skepping. Want daar was niks, alles was leeg, vol water. En dan sê die Here, laat daar lig is. Hy spreek dit in werk. Hy bring uit dood uit
bring die Gees van God lewe in die skepping. Lewe kom wat dood is, bring hy lewe. In Christus se dooie liggaam bring hy lewe, 'n ewige lewe voort. As ons kyk, wat het gebeur by die opstanding, Matteus 28, is belangrik om hierdie gedeelte ook te oorweeg op die opstanding Sondag. Matteus 28 vers 8, na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalene en die ander Maria, hier praat hy van 'n ander Maria, die een sê, ja, jy sien die Bybel is verkeerd, want een sê, een was daar, net Maria Magdalene, en ander, Matteus sê, nee, jy verstaan nie, Maria, die ander Maria, het waarskynlik eers later bygekom, maar hulle was twee, wat die getuienis van Johannes, wat hy net gesien het, want hy was by die graf, het net Maria gesien, maar die ander Maria het ook bygekom, dis waarvan Matteus praat, en die ander Maria gaan kyk, na die graf te kyk, skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom en die wat die graf bewaak het, en met ander woorde die soldate wat die graf bewaak het, gebewe en soos dooies geword. Toe wend die engel om na die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Soos hy gesê het, op die derde dag sal ek opstaan. Kom, kyk na die plek waar hy gelê het. En haas julle en gaan vertel vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, maar sal julle hom sien, dit het ek vir julle gesê, sê die engel. En dan gaan hulle vertel dit aan die disippels, en die disippels hoor dit, en net Johannes en Petrus hartlik om dit gaan bevestig, dat dit toch waar is, en so die mense gesê, nee, die vrouens het gesien, ja, hulle het gehallusineer, hulle het nie regtig Jesus gesien, hulle het gedink hulle het Jesus gesien, maar hulle het iemand anders gesien, maar hier verduidelik hulle vir ons, hoe het hierdie 3000 pond klip, wat gerol is voor die graf, beweeg. Matteus sê ons, deur 'n aardbewing. Want die engel het neergekom en die grafsteen verwyder. Dan dink ons, sodat Jesus kon uitkom, arme Jesus het toe eers uitgekom. Ons verstaan nie die hele Bybel nie. As Jesus verskyn aan sy disippels, kom hy na hulle toe, sê Matteus 28, toe die deure gesluit was. Want hoekom was die deure gesluit? Want die disippels was bang. Waarvoor was hulle bang? Hulle was bang vir die Jode. Jesus het nie nodig om deur 'n oop graf te beweeg nie. Hy beweeg deur mure. Hy verskyn en hy verdwyn. Hy het nie nodig dat iemand van die graf oopmaak sodat hy kan ontsnap nie. Hy kon deur die grot se wande beweeg het, wat hy waarskynlik gedoen het. Maar die getuienis van die klip van 3000 pond klip wat wegbeweeg is, sodat die mense kan glo. Kyk nou Johannes 20 vers 19 waar ons nou na gekyk het. Want ons verstaan nie dat Jesus 'n nuwe molekulêre stelsel het. Hy is nie meer deel van hierdie aarde, hy is in 'n opgewekte liggaam wat opgewek is en beweeg waar hy wil, so vinnig wat hy wil. Wanneer kom Jesus nou, as die engel sê, gaan na Galilea, hy sal daar na julle sal daar sien. Johannes 20:19, dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was uit vrees vir die Jode gesluit. Die deure was gesluit. So Jesus het nie deur oop deur beweeg nie. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, Shalom, vrede vir julle. En hy wys hulle sy hande en sy voete. So die graf is, klip is beweeg, hoekom? Sodat ons kan glo. So daar getuienis is, dat hy die graf leeg is tot vandag toe. Want nie hulle het verstaan dat Jesus uit die dood sal opstaan op die derde dag nie. Ook gaan ons terug na Johannes 11, nie Maria of Martha het verstaan, watter verwysing is daar van Lazarus wat ook dood is.
waar Jesus doelbewus 4 dae vat, want hy weet, volgens die Joodse tradisie, kan jy kan nog bygebring word na 3 dae. Wat geglo die Jood glo, jy kan nog in die eerste 3 dae van jou dood weer terugkom. Jesus wag vir 4 dae lank. Wag hy met 'n rede. Dis wat hy sê, Johannes 11:17. Het Jesus gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was, in Betanië. En dan sê Jesus vers 23, sê hy, jou broer sal opstaan. En sê Martha, ja, Here, ek weet, hy sal opstaan in die laaste dag. En dan die kragtigste woorde wat Jesus verduidelik wat hy doen in Johannes 20, hy staan op uit die dood. Hoekom? Sê Jesus, by Lazarus, by die treurende Martha en Maria, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Want ek is die opstanding en die lewe. Ek kan nie sterf nie. Ek kan my liggaam sterf, maar ek kan nie sterf nie, want ek sal opstaan, jou broer sal ook opstaan. In vers 38 tot 44 weet ons gaan nie in detail dit lees, en dat inderdaad wat Jesus doen by Lazarus se graf, kom hy en dan sê hy, Lazarus, en hy gebruik die woord met rede, Lazarus, staan op, of kom uit. En ek stem saam met baie van die teoloë, hulle sê, Jesus gebruik met volle rede, Lazarus, kom uit. Hulle sê, as hy net kom uit, die opdrag van sy woorde, hy is die opstanding en lewe, hy sê, kom uit, dan sal al die mense uit die graf opgestaan het. Wat toch gebeur het met Jesus se opstanding. Graf het opgegaan en mense het opgestaan en rondgeloop. So kragtig is die opstanding van Christus, want hy is die opstanding en lewe. Dit is interessant, in Johannes 20 word die klem ook geplaas, wat ons nou gelees het, dat dit is Johannes wat inkyk in die graf, en wat sien hy? Doeke wat opgerol is. En John Blanchard sê eintlik in die Griek sê dit, die klere was net soos dit aan Jesus, om hom gerol is, hy het net so opgestaan. Ek weet nie wie van julle het al gehoor van die kleed van Turijn, wat hulle ontdek het. Nou Sarum dit sê, dis waar. Maar die mense wat hierdie vesels ondersoek het van die kleed van Turijn, het gevind dat hierdie onder die mikroskoop staan daar die vesels van die kleed van Turijn regop, asof hy weerlig beweeg het. En wat John Blanchard sê, Jesus het opgestaan uit sy klere uit. Dit was nie nodig om hulle want hulle is opgerol, sê die Grieks, net soos hy opgestaan het, het hy so opgestaan. Want hy is nie meer in dieselfde molekulêre stelsel as ons nie. Ons moet nog sterk, ons moet nog daar kom. Voor ons die verheerlikte liggaam het, soos Philippus wat die Ethiopiese hofkneg gedoop het en dan verdwyn hy ook skielik, want die Heilige Gees het hom weggeraap. Jesus staan op in sy verheerlikte liggaam. En ons weet in sy verheerlikte liggaam eet hy. Want hy het gesê, bring vir my vis. Oorspronklike Grieks sê nie heuning nie, maar het gesê, bring vir my vis. En hy het dit voor hulle opgeëet. Dis 'n liggaam wat eet. Maar dit is nie meer in dieselfde, dis nie meer dieselfde as hy was voordat hy gesterf het. Maar hy het opgestaan, die graf is leeg. Daarom het die mense begin glo, eers na dit, dat begin werklik glo dat hy opgestaan het. En daarom vind ons ook dat Paulus, wat nie daar was nie, hy was nie deel van die 11 disippels gewees nie, geef ons later wat ons vorige keer na gekyk het, in 1 Korintiërs 15 oor die opstanding van die vlees, nie net Jesus opstaan nie, maar dat ons ook sal opstaan, want Paulus bring dit in betrekking met ons, 1 Korintiërs 15, 'n baie interessante gedeelte wat Paulus dan sê ook, oor Jesus se opstanding, in die eerste gedeelte van 1 Korintiërs praat hy van opstanding, dat Christus gesterf het volgens die geskrifte, maar in vers 12 gaan hy sê, maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle, dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As
daar geen opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos, nie waarde nie. Boonop word dan ons wat die evangelie verkondig as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het. So iemand wat teen dit getuig teen God, probeer hulle stem dik maak teenoor God om te sê hy het nie opgestaan nie. Daarom gaan hy voor Paulus en verduidelik hoe ons ook sal verander by die wegraping, hoe ons sal verander in 'n verheerlikte liggaam om soos Christus te wees. Johannes sê en ons sal hom sien soos hy is, soos hy is by sy opstanding, as hy ons kom haal. Hoekom kan Jesus sê ek is die opstanding en die lewe? Wat eintlik vir my die hoofvers in die Bybel is. Dis hoekom hy die aarde geskaap het. Dis hoekom hy mense daar geplaas het. Sodat God vir hom kinders kan bymekaar maak, net wat is soos Jesus Christus. Want voor die fondasie van die aarde was Jesus daar. Hy sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, Logos, en die woord was by God en hy was self God. En hy het gespreek en lewe het gekom uit wat hy spreek. En dan spreek hy lewe. En ongelukkig is daar baie kerke vandag wat sê hulle spreek lewe. Hulle is besig om God se eer te steel, want net God spreek lewe, want hy is die opstanding en die lewe. En anderster is wat ons sien waar hy in Johannes 11 vir die mense sê in Johannes 11:37, maak hom los. Johannes 11 vers 44. Hy staan op met sy kop toegedraai. Jesus sê maak hom los en laat Lazarus gaan. Jesus het nie nodig, want sy kopdoek lê eenkant, opgevou, maar hy het opgestaan. Dis nie nodig dat hy losgemaak word van enigiets nie. Jesus beweeg soos hy is, hoe hy beweeg het, staan hy op en gaan vertel, hy verskyn aan hulle, sodat hulle hom kan sien dat hy opgestaan het. As hy Lazarus opgewek het, wat later weer gesterf het, van die Jode wou Lazarus doodmaak, as wat getuienis, vind ons dat Jesus onder andere ween, want hy weet die ongeloof van die mense, dat God die mag het in Christus om lewe uit die dood uit te bring. Dis sy grootste wonderwerk. Die grootste wonderwerk is nie net dat hy lewe in die dood fisiese liggaam bring nie, is dat hy deur sy gees dooie siele lewendig maak. Romeine 8. As die gees van hom wat Christus uit die dood opgewek het, ook in julle sterflike liggame bring, sal hy ook julle lewendig maak. Praat nie net van die opstanding enig nie, alreeds deur weergeboorte wat ons lewendig gemaak. Dis die grootste wonderwerk, dat God siele wat dood is, lewendig maak. Selfs iemand die Jesus bewys juist deur Lazarus dat hy dit kan doen. En weet jy hoe werk dit as iemand sterf? Ek wil julle die gory detail vertel, sodat julle verstaan. Hoekom 4 dae? Hulle sê na 4 dae, na 36 tot 72 uur, begin die liggaam, hulle noem dit rigor mortis, nee, hy verstyf. Jy sal seker meer weet, want dit is ook forensies. Jou liggaam verstyf in daai tyd, 36 tot 72 uur. Dis nie die einde, dan begin die bakterieë wat in ons woon, weet hulle sê dat daar tot 100 triljoen bakterieë in ons maag werk. Wat ons goed gunstig is, want dit breek voedsel af, en het verskillende rol, die bakterieë. Maar daar is dieselfde bakterieë wat teer op ons spysverteringsstelsel, begin na die rigor mortis, na die 72 uur, begin daardie bakterieë ons verslit. Hulle begin ons liggaam, daar is nie meer kos nie, nou val hulle ons liggaam weefsel aan. En die teken daarvan is 'n groenerige vloeistof, jammer vir die detail, wat afskuwelik ruik en lyk. Hoekom ek hierdie dinge sê, dit is hoe Lazarus na 4 dae gelyk het. Ek wonder Maria en sê vir hom, maar Here, of Martha sê vir hom, maar Here, hy stink af. Ek dink in Engels sê, hy stink af. Hy ruik af.
Want die bakterie het begin om hom te verteer. En dan wys Christus sy krag as hy opstaan in die lewe. Hy sê, staan op, Lazarus. So hy reverse alles. Totdat al die bakterieë terug, jy het daai prent gesien met mense in die toekoms kan, of in die verlede ingaan en iets van vooraf. Jesus laat daai tyd gebeur dat Lazarus opstaan en hy is normaal, die groenerige persoon wat daar sal nie uit die graf opkom nie. Jesus het hom klaar genees daar waar hy is van die dood en hom in die heerlikheid om sy groot heerlikheid te wys. Kyk na Johannes 11 vers 39 tot 40. Jesus het gesê, vat die klip weg, Martha, die suster van die oorledene, sê, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. En dan sê Jesus vir haar baie bekende woorde wat ons moet hoor. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien. Wat is die heerlikheid van God? Dat hy lewe uit doodheid bring. Dat Paulus ook bevestig in 1 Korintiërs 15 vers 54, dood, graf, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou graf, waar is jou angel? Want Jesus het julle oorwin. Julle wat dood was, het hy lewendig gemaak. En sal hy lewendig maak by die opstanding. Daarom is interessant, die Bybel praat baie van so Stefanus wat doodgestenig is. Hulle sê nie en Stefanus het gesterf nie, hulle sê Stefanus het in die slaap geraak. Vir God is mense wat sterf van Christus, slaap hulle. Hulle word net wakker gemaak. Soos narkose, nee, dit is 'n lekker gevoel die narkose. Jy is hier en dan is jy weg. En as jy bykom, jy het nie eers drome nie. As jy bykom en jy weer saam in die wêreld. Vir die wat sterf van Christus, Jesus sê, hulle wat in my glo, kan nie sterf nie. Hy ontslaap. Dis ook hoekom hulle begin praat van ontslapenis, né? Ons het baie gehoor, hulle die ontslapenis. Nie die dooies nie, die ontslapenis. Want Christus kan nie sterf nie. Daarom kan die wat in Christus woon ook nie sterf nie. Julle ken die Griekse mitologie. Het julle al gehoor van die rivier Styx? S-T-A vir Yankee, Styx, X-ray, Styx. Styx. Wat glo die Grieke? Hulle glo alle mense wat sterf, nog voor jy seker groenerig word, land in die rivier, die siele van die dooies land in die rivier Styx. En soos die Hindoes ook glo, jy gaan deur die omwentelinge. Oor en oor en oor, lê jy in hierdie rivier Styx. Wat glo die Christene? Alle mense is in die rivier van die dood, totdat Christus ons daar uithaal. Want hy alleen kan ons uit die dood uit bring na die lewe toe. Ons voorveronderstelling, ons almal is dood in sonde en ongeregtigheid en Christus bring ons uit die dood uit. Hy kan nie sterf nie, hy is die lewe self. Hy is die opstanding en die lewe. Wat is die volleinding? Jesus het opgestaan, inderdaad, hy het opgestaan. Maar die vraag is ons in Christus of is ons buite Christus? Want as ons buite Christus is ons in die rivier Styx, sogenaamd. Is ons in die rivier van die dooies. En het ons nodig dat Jesus ons in die lewe inbring. En Jesus kan nie sterf nie. Hy het nie gesterf nie. Sy liggaam het ontslaap. En God het dit opgewek in die dood uit. En ons is dit glo, want baie mense glo dit nie vandag nie. Die moslims glo dit nie, die hindoes glo dit nie, die jode glo dit nie. Niemand glo dat Jesus opgestaan het, maar die graf bly leeg. Hy is nie daar nie, hy het opgestaan. En dan so die liedjie sê, en saam met hom staan ons ook op. Die oomblik as hy ons wederbaar staan, ons ook op in die ewige lewe. Soos mense by die graf huil, weet dat hierdie persoon oorgegaan het na die ewige lewe toe.
Daarom sê ons vir die Here dankie. Die dood bewys dat hy fisies 'n liggaam gehad het, dat hy mens was. Die opstanding wys dat hy die Gees van God in hom het om hom op te wek, daai selfde liggaam op te wek tot die ewige lewe. Waar gaan ons wees as hy ons kom haal of uit die graf het? Jy al gedink as hy ontslaap, wat gebeur volgende? Is ons in hom, want hy is die lewe, hy is die opstanding en die lewe. En in hom is die lig, in die lewe is die lig. Die lig is die verlossing van die mense. Mag ons ook nie die opstanding vier, gaan huis toe en gaan vier die opstanding. Gaan drink 'n koppie warm koffie en toast op die opgestaane Here, want hy het opgestaan en opgevaar sodat ons ook deel van hom kan wees in voor die Vader. Amen. En dan waarskuwing kom net betyds. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die bewyse van die leë graf. Nie soos baie mense sê, hulle het sy liggaam gesteel of hy het bygekom en hy lewe weer nie, Here. Ons weet dat U geprofeteer het, Here Jesus, voor U gesterf het, ek moet sterf, maar ek sal opstaan op die 3de dag. En wat U ook gedoen het, ons vier hierdie dag vir ewig. Elke Sondag vier ons, U het opgestaan, U het opgestaan. Maar Here, al het U 10.000 keer opgestaan en nie opgestaan in ons harte nie, dit vir ons geen sin of betekenis nie. Ons glo dat U opgestaan het. Ons glo dat U sit aan die regterhand van die Vader. Ons glo dat U vir ons intree in U verheerlikte liggaam. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie opstanding. Dankie dat ons deel kan wees van Christus, wat nie kan sterf nie. Wat gesê het, ek lê my lewe af, maar ek neem my lewe op ook, want hierdie opdrag het die Vader vir my gegee. Dankie dat U ook ons saam met U opwek, deur die Heilige Gees. Seën ons op hierdie Sondag verder in Jesus naam. Amen.